Goed, kom ons lees Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. As jy kyk wat die woord kan doen en watter plek ons aan hom gee, dan is dit baie duidelik dat ons geweldig baie mis. Nou goed, ek wil net so 'n stukkie met u optouch oor die laaste 2 weke, dat ons die basis kan vorm vir waar ons gaan. Laasweek gepraat oor Galasiërs 5, wandel deur die Gees, dis die manier wat ons nooit die begeerlikhede van die vlees sal volbring nie, om te wandel deur die Gees. Efesiërs 6, Paulus sê eindelik, waar hy ons eintlik maan om ons mind op te maak en te besluit waarheen ons op pad is. Eindelik my broeders. Nou hierdie Efesiërs 6 behels dan nie, ook nie net die worstelstryd, die bose geeste, magte in die lig, al die dinge wat ons van hierdie skrifgedeelte so fascineer nie. Maar die verwerking en die uitlewing van die dinge. As jy Efesiërs 6 gaan lees, dan sien jy dit gaan oor waarheid, geregtigheid, vrede, geloof, verlossing, bid in die Gees ensovoorts. Ons haak dikwels vas by die skild en die skoene en die borswapen en die swaard. Maar dis slegs 'n prentjie van die inhoud wat deur hulle verteenwoordig word. En daai dinge moet gesoek en nagejaag word. Nou vers 10 is die sleutel. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Dis nie ons krag nie. Die krag van sy sterkte. Onthou jy van die erdekruik? Ons het dit in erdekruike, maar die heerlikheid van die krag bly syne. En jy gaan dus van hom moet gebruik, iets van hom moet gebruik om daai krag in jou aan die gang te hou. Jy weet, dit is wonderlik as jy kyk, en ek wil eendag die goed saamtrek. As ek en jy dink, wat 'n generating machine hierdie is. Nou ek gaan vanmôre 'n bietjie daarby kom, dan sal jy verstaan wat ek bedoel. God het 'n verskriklike belegging in my en jou gemaak. Maar jy moet sekere dinge gebruik om sekere prosesse aan die gang te kry en aan die gang te hou. Jy kan nooit optree asof jy dit in pag het nie. Asof jy dit self gemaak het, asof jy dit kan beheer nie. En daarom het hy vir ons metodes gegee om die dinge wat in ons moet wees op te wek. OK, dis baie belangrik. Hulle bou 'n kar om sekere goed op te wek. 'n Kar het 'n generator, ken jy dit? Hy wek sekere goed op soos wat hy loop, laai sy eie battery en so aan. En soos is ons ook wonderlik gemaak om dinge aan die gang te kan hou en te groei. Nou ek sal nou daarby kom in 'n sekere sin. Maar waarom kom ons nie by oorwinning en deurbraak uit nie? En die antwoord vir my lê in die siel en die gees. Daar's te veel mense wat nie die siel onderworpe maak aan die gees nie en wie se siele in beheer van hulle lewens is. Terug na 3 Johannes 2, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is soos dit met jou siel goed gaan. Nou wanneer gaan dit goed met jou siel? Nie wanneer die geld instroom en die pad voor jou net afdraande loop en jy voel jy kan niks verkeerd doen nie. Dit gaan goed met die siel wanneer jy kan uitroep soos Dawid, kyk 'n bietjie hierdie dele, my siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. As jou vlees wat begeer teen die gees, ons het dit laasweek ook gehoor met die skriflesing, wat altyd in die pad is, wat hom vyandig gesind is, wat hom op en neer, as jou vlees en jou hart en jou siel se begeertes kan draai, om God te soek, en na hom toe uit te roep, dan as jou mind met ander woorde vernuwe word, as hierdie prosesse in jou lewe is, dan begin dit met jou siel goed gaan. En dan is dit eintlik die maatstaf van hoe dit met jou gaan. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in U is, in wie se hart die gebaande wees. Die Engels sê, whose heart is set on pilgrimage, om saam met God te trek waar hy ook gaan.
As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Jy weet, as ek hierdie skrifte lees, dan sê ek, Here, ek begeer dit so vir ons almal, vir my eie lewe ook. Dat everything we touch must turn to gold. Dis nou 'n prentjie daarvan, maar jy verstaan wat ek bedoel. By sommige mense het must turn to salt, maar by ons turn to gold. Everything we touch, as ons deur die droë laagte trek, moet ons dit 'n fonteinland maak. Dit moet oordek word met seëning. Ons moet iets beter agterlaat as wat ons gekry het. Né? Daai effek van guns in kinders van God se lewe. En ek glo die goed is op pad. Ek glo met my hele hart dat hierdie goed gaan so gemanifesteer word soos wat ons nie gedink het vandag nie. Maar die feit is, daar's vir ons 'n plek om te kom, om in lyn te kan kom vir hierdie goed. Hulle gaan van krag tot krag, en elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion, want die Here God sal die goeie nie onthou, en hier is die sleutel, aan die wat in opregtheid wandel. Sê gou opregtheid wandel. Ons het nou gesing, Rejoice, for the steps of a righteous man are ordered of God. In the time of trouble, God will uphold him. Want die Here God sal die goeie nie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. Psalm 42, soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die asse van God verskyn? Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig op my? Hoop op God. Nou, as ons by die punt kan kom wat ons siel kan aanspreek en in beheer kry, is interessant, onmiddellik hierna sê hy hoop op God. Die Bybel sê, en ons sal later daarna kyk, ons het 'n anker vir die siel wat tot in die agter die voorhangsel vas is. 'n Hoop vir die siel. It's amazing as jy die goed by mekaar sit, dan sien jy hoe God dit alles ontwerp het. Galasiërs 5 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die een begeer teen die ander, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Jy kan hierdie skrif maar oor en oor en oor lees. Het sal jou nie skade doen nie. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Onthou jy wat hy hier gesê het, wat in opregtheid wandel, want die Here God sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Psalm 84. En nou kom hy en hy sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Galasiërs 5. En toe het ons gesê, wat beteken dit om deur die Gees te wandel? Psalm 50:23. Die een wat dank offer eer my, en die een wat op sy weg ag gee, sal ek die heil van God laat geniet. Van die vertaling sê, him that orders his manner of living aright. Ander sê, who set their life in order. Ander sê, the sacrifice of praise will glorify me, and that is the way wherein I will show to him the salvation of God. Wanneer jou lewe 'n sacrifice of praise and thanksgiving is, dis die way, dis hoe jy hom inrig, dat God jou sy heil kan wys, hoe hy werk, wat hy met jou lewe wil doen. Whoso offers me the sacrifice of thanks and praise, he honors me, and this is the way whereby I will show him the saving health of God. Dis nie 'n ander manier nie. Jy weet, baie ouens wil op 'n leunstoel sit en hierdie goed order. Dit kom nie danksy Timo of Takealot of saam met al daai goed nie. Okay, hierdie goed kom deur jou lewe en jou wandel in orde te bring. Die WB sê, and prepares his way, so that I will show God's salvation to him. Who prepares his way, so that. Jy sien, dit gaan daaroor. As ons way prepare, so laat God ons sy heil kan sien, dan beteken dit, ek bring my lewe in geregtigheid. Ek bring my lewe in geregtigheid, want as jy nou deur die Bybel, ek wil dit nou op 'n manier sê, ek weet nie regtig hoe om dit te sê nie, maar dis soos Psalm 33, waar broeders saam woon, in eenheid daar gebied
die Here sy seun. Dis soos 'n deur voor 'n winkelvenster by 'n mall. As jy op die mat trap, gaan die deur oop. Die deur vra nie, wat is jou inkomste, wat is jou rasgroep, wat is jou dit, wat se kar ry jy, wat ook al nie. Hy's geprogram, as jy trap, gaan hy oop. Waar broers saam woon, is die seun van die Here. En so is dit ook met hierdie goed, waar 'n mens in geregtigheid wandel, seën God. En bring God sy kant en maak hy sy beloftes waar. En weet jy wat, jy moet bietjie gaan en deur die skrif kyk na die woord righteous, en righteous is ensovoorts, maar waar hy praat van mense, the righteous, dan sê die Amplified, the uncompromisingly righteous. En jy moet bietjie daai goed gaan study, dis fenomenaal. Ek dink daar seker oor ek weet nie, daar moet seker 'n paar honderd minimum wees. Want dis 'n sleuteltema in die woord. Wandel deur die Gees behels dus dat ons lewens so sal inrig dat die Here vir ons waarlik sy heil, sy plan van saligheid vir gees, siel en liggaam kan wys. En dit deur ons kan lewe. Dit behels 'n lewe van gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees, sodat ons eie gees in beheer van ons siele geplaas kan word. Denke en wil tot vernuwing en verandering gebring kan word, sodat die Heilige Gees sy vrug deur ons lewens kan dra en hy verheerlik word. OK. Ons siel behels ons emosies, wil en denke. Dit het dan ook baie te doen met ons ingesteldheid, ons gesindheid, ons persoonlikheid. Nou ons het nou al gesien van die siel, hoe hy met dinge wil weghardloop. Ons het gesien dat Christus bring skeiding tussen siel en gees. En toe het ons ook gekyk na 'n paar ander dinge wat gevaarlik is, attitudes en goed, wat gevaarlik is vir jou geestelike lewe. Dinge waarin die siel wegkruip, sodat hy nie gemerismos word nie. Julle ken mos al die woord merismos. Die siel is 'n major wegkruiper. Hy speel 'n mean game wegkruipertjie. En hy sal altyd homself wil bedek, hy sal nie wil openbaar word nie. Daar's dinge waar agter hy wegkruip. En een van die goed wat ons mee begin het, is sulking. As julle dit kan onthou, sulking, en ons het 3 goed gesien, 2 en laasweek het ons eintlik 1 bygevoeg. Dit kan jou diens beëindig, dit kan die verderwer in aksie stel, en dit kan Jezebel wakker maak. 3 gevaarlike goed, wat jou moet afskrik van hierdie ding, om in so 'n toestand te kom. Sulk can be translated as mok, which generally means to sulk, pout or brood. The Afrikaans word carries a similar meaning to English. Net die voor, ja sê. Sulk indicating, kyk hierso, a silent and sullen mood often due to anger or displeasure. It conveys the meaning of being in a bad mood, silent and perhaps even sulky. Jakobus 1 vers 20 sê, die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Daar's geregtigheid weer. Die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. En baie van hierdie goed is in dieselfde ding is gesê. Oppas vir gedagtes soos niemand waardeer wat ek doen nie. Niemand sien my moeite raak nie. Dit kom gewoonlik wanneer mense moeg of ietsie grimmig is, en is dan wanneer die duiwel hierdie trap of hierdie aas voor hulle hang. Moenie dit vat nie. Dit stam eintlik van 'n vorm van offense af en is verbind aan moegheid of geestelike moegheid wat ons ook kan vermoeidheid noem. Die Bybel sê vir ons duidelik, ons moenie in ons siele vermoeid word en verslap nie. OK, nou goed, ek wil vandag kyk na die tweede een, nog 'n mood, as ek dit kan noem, die moods van die siel, né? Waarmee hy poog om homself te verskans, sodat hy nie geopenbaar word nie. Die een wat ek vandag na wil kyk, ons het nou taamlik gekyk na sulking, en ek hoop jy sal nooit weer sulk nie, of jou eie pity party hou nie, asseblief. En die tweede een waar ek vandag na gaan kyk, is ongeduld. Sê gou ongeduld. Sê gou vir die ou langs jou. Weet jy wat, die Bybel sê,
Moses was die sagmoedigste mens wat ooit geleef het. Moses was die sagmoedigste mens. Daar's sekere dinge wat jy nodig het. Jesus sê, kom leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. So die Here is bereid om elkeen van ons die tools te gee wat Moses gehad het. Kyk, om 3,5 miljoen Jode deur 'n woestyn te lei is geen grap nie. Die vet weet. Maar hierdie goed moet ons adresseer, want hierdie goed keer, dit stel die siel elke keer in beheer en dit keer ons groei. Dit gee plek vir die siel om te manifesteer en dit skaad ons getuienis baie keer. Dit skaad ons getuienis baie keer. Numeri 21, toe die Kanaaniet, die koning van Arad wat in die Suidland gewoon het, hoor dat Esau met die dood van kom het hy Esau geveg, daarop het Esau die Here gelofte gedoen gesê, as hierdie volk heeltemal in maat gee, sal ek hulle stede met die bandvloek tref. Here het gehoor na die stem van Esau en die Kanaaniete oorgegee. Hy het hulle stede met die bandvloek tref, plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Horma weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Kyk nou wat sê hulle, hy weet jy, waarom het u ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, check hierso, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het aan Moses gekom en gesê, ons het gesondig, dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid, en julle ken die storie, toe moet hy die koperslang maak, né? Rigters 16, hier's nou daai sterk ou se verhaal, Samson, waar hy nou Delila kry, en nou wil die Filistyne weet, vind uit waar hy hierdie ou se krag. Nou check nou net hier. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hart nie met my is nie? Nou hy het gegaan, sy het hom gevra, toe sê hy, toue, ek weet nie wat se toue nie, wat gebruik is, en toe breek hy hulle en toe sê sy, jy het my nou eenmaal bedrieg, toe sê hy, nuwe toue, okay. 3 maal het dit gebeur, toe sê, hy sê mos 'n pen in sy hare en so aan. 3 maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waar die jou krag so groot is. En omdat sy hom met haar woorde, check hoe werk hierdie goed, omdat sy hom met haar woorde aldaag gepers en by hom aangedring het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf. Hy het so ongeduldig geword. Ouens, ons spot nou baie en ons lag oor die druppende kraan. Ken julle die druppende kraan van Spreuke? Daar's 'n rede hoekom hierdie goed in die Bybel is. En baie ouens sê, praat van die vroulike geslag in hierdie, dis mans en vrouens. Julle hoor wat ek wil sê? Ja, ek hoor die vrouens sê amen. Ja, dis nie geslagsgebaseer hierdie goed nie. Maar die feit is, daar's 'n waarheid van 'n druppende kraan. Ek en jy kan 'n druppende kraan wees en 'n irritasie maak in 'n ander ou se siel wat hom dryf na goed toe wat nie van God af is nie. Okay. Het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf en hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak. Sy hele hart en aan haar gesê, daar het nog nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n Nasareer van God van die skoot, my moeder se skoot af. As ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense. Ai, Samson, there goes another hero. Another one bites the dust. Maar weet jy waardeur? Deur ongeduld. Deur provoking en deur ongeduld. Vra maar vir Eben Etzebeth.
Sorry, is net 'n grap. Sê rugby kyk jy sê nie weet waaroor daai grappie gaan nie. Jy weet die rugby reël sê dis nie die ou wat provoke nie, dis die ou wat retaliate. Dan straf hulle hom. Kan jy dit glo? Hulle moet die skoorsoeker jaag verder as die ou wat retaliate het. Julle hoor wat ek wil sê. Maar dis maar soos die reël werk. Okay, Exodus 5. Daarop het die Here Moses geantwoord: Nou sal jy sien wat ek Farao sal aandoen, want deur 'n sterke hand sal hy julle laat trek, deur 'n sterke hand gedwing sal hy hulle uit sy land uitdrywe. Verder het God met Moses gesê: Ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige, maar met my naam Here het ek my nie aan hulle bekend gemaak nie. God maak hom op 'n nuwe wy bekend voor hulle uit Egipte uittrek. Ook het ek my verbond met hulle opgerig om hulle die land Kanaan te gee, die land van hulle vreemdelingskap waarin hulle vertoef het. En ek het ook gehoor die gekerm van die kinders van Israel, wat deur die Egiptenaars in slawerny gehou word, en ek het aan my verbond gedink. Daarom sê aan die kinders van Israel: Ek is die Here en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit die slawerny en ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle God wees, en julle sal erken dat ek die Here julle God is wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, ek die Here. Kyk nou hierso. Moses het toe so met die kinders van Israel gespreek, maar, sê gou maar, hulle het nie na Moses geluister nie, uit ongeduldigheid en weens die harde diens. Daar's ouens wat as gevolg van ongeduldigheid nie die stem van die Here hoor nie. Sad, né? As gevolg van ongeduldigheid en die harde diens. So hulle het swaar gekry. Hulle het swaar gekry en dit het iets in hulle gewerk, 'n kwaad. Weet jy wat, as jy my moet vra, hoe lyk Suid-Afrika se mense, dan sal ek vir jou sê, hulle is kwaad. Hulle is kwaad, hulle wys signs and wonders van mekaar op die pad. Hulle het geen geduld nie, daar's goed soos padwoede, klim uit 'n kar uit 'n voeter 'n ander ou. Lyks worry nie oor 'n robot nie, want almal kom weg met alles, daarom kan ek ook met dit wegkom, bla 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 bla. Hierdie politieke ding en al hierdie goed, maak ons mense so kwaad, dat dit werk 'n ongeduldigheid. Ek het vir die laaste week gesê, nou ry hierdie ouens met die groot SUV's, dan het hy nou 'n stiker van die laaste karnaval wat hy bygewoon het, of geestelike konferensie, maar hy voeter oor enige pavement, want niemand moet hom 1 sekond laat wag nie. Julle hoor wat ek sê. En die vrug van die Gees is selfbeheersing. So don't tell me about your conference and show me your way of living. 2 Korintiërs 6, hier's verskriklike interessante goed in die woord hieroor. Kom ons lees gou 2 Korintiërs 6. Paulus sê, ons lê nie die minste hindernis in die weg nie. Sodat die bediening nie beklad mag word nie, maar in alles beveel ons aan as dienaars van God met baie geduld, in verdrukkinge, in node, in benoudhede. Met baie geduld. Daar's 'n ander skrif wat sê, 'n man van God moet die kwaad kan verdra. Ons gaan nog by verdra kom. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê, as ons verdra, sal ons saam met hom regeer. Almal wil deesdae regeer. Everybody wants to call the shots. Wys my of jy kan verdra, dan sal ek sê, hier's 'n koning. Is dit reg so? As jy kan heers oor jou eie, hierdie ding, oor hierdie siel, as jy oor hierdie goed kan heers, dan kan jy heers oor die duiwel. Maar almal wil die duiwel vertel waar hy moet heen gaan. Ek dink inteendeel is die duiwel besig om hulle te vertel waar hulle moet heen gaan. As ons verdra, sal ons saam met hom regeer. Dis nie om stede in te neem wat jou 'n koning maak nie. Dis om te verdra. Spreuke 16:32 dink ek 31 sê, hy wat sy gees beheers is beter as 'n ou wat 'n stad inneem. Glory. So neem eers hierdie stad in, dan kan jy begin iets beteken vir die koninkryk van God.
Is nie 'n nice gospel hierdie nie, maar ek voel 'n veer. Dis die ding wat mense gaan groot maak. Wat ons gaan as volwasse seuns begin openbaar. Is die waarheid van die evangelie. Romeine 12 vers 12, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking. Geduldig, volhard in die gebed. So ek moes hierdie week leer om geduldig te wees onder daai liewe stortjie. Tot ek hom aangespreek het. Ek gaan hom hierdie week regmaak. Iets laat doen. Maak met geduldig. In Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde my broeders, ken julle dit? Wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Kyk hier's wat ek nou van gepraat het, né? Die beproewing van julle geloof, swaar krye goed, doen 'n werk in my, is veronderstel om soos 'n generator, om 'n werk in my te doen, is soos 'n ding wat 22 omsit na 12 volt toe. Wat noem jy dit? Transformer. Nou, en so, die beproewing van julle geloof werk lydsaamheid. Die lydsaamheid moet tot volheid kom, volle verwerkliking, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ok, ek gaan nou nog so 'n skrif met u behandel. 2 Korintiërs 4. Daarom gee ons nie moed op nie, al vergaan ons uitdrukking, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van die heerlikheid. Ek en jy is 'n super transformer. Né? Met die vermoë om slegte goed te vat en God uit te bring aan die ander kant. Is dit nie great nie? Romeine 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Ons gaan gou 'n bietjie by hierdie vers stil staan. Ons roem in die verdrukkinge. Omdat ons weet, nou verdrukkinge in ons sin vandag is verdrukkinge in die sin van goed wat nie ons pad langs gaan nie. En so aan, goed wat met ons gebeur, en so aan wat ons kan laat struikel, of wat hierdie goed by ons wil bring, ongeduld en so aan. Ons roem in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukking lydsaamheid werk. Ok, as ons hierdie goed reg hanteer, dan kom die verdrukking, die uneasiness, die moeilike goed, en dit werk iets in ons wat genoem word lydsaamheid. En die lydsaamheid werk beproefdheid, en die beproefdheid werk hoop. Nou ons gaan nou kyk wat beter betekenisse van hierdie woorde is. Die Amplified sê, moreover, let us be full of joy now, let us exult and triumph in our troubles, and rejoice in our sufferings, knowing that pressure and affliction and hardship produce patient and unswerving endurance. Okay, and endurance or fortitude develops maturity of character, wat in hakkies sit, approved faith and tried integrity. And character of this sort produces the habit of joyful and confident hope of eternal salvation. Nou, kom ons vat 'n masjien. Hierdie kant gooi jy mielies in en hierdie kant kry jy mieliepap. Of wat ook al. Nou, God se masjien werk so, ek en jy. God het ons so ontwerp. Hierdie kant kom moeilikheid, uneasiness, goed wat jy nie wil hê nie. In steede van dat in hierdie masjien se binnekant die siel gevorm word of oorvat, moet die gees die shots call. Ok, hierdie is 'n geesmasjien. Ek en jy is 'n geesmasjien. Ok, nou die Here gesê, ek wil hê my kinders moet nie hulle hoop in die salvation verloor nie. Hulle moenie traag word nie, hulle moet nie in hulle siele vermoeid word en verslap nie. Ek wil hê hulle moet iets kan ontwikkel wat hulle 'n blydskap en 'n hoop gee. So wat is die manier, hoe gaan ek dit doen? Ek gaan hulle die vermoë gee om die hardship om te sit in hoop. Hallo, soos wat jou liggaam sekere goed omsit, 'n goed wat jy nodig het.
En wat ek nou al vir julle baie goed genoem het, 'n kar sit petrol om in beweging. Na die een vorm van energie na die ander, en ons het mos op skool die goed geleer. So hier's ek en jy, hierdie masjien, en wat het God ontwerp? Die Here het gesê, daar gaan baie verdrukking, is dit Paulus wat sê, ons gaan deur baie verdrukkingen in die koninkryk van God moet ingaan. Life is not going to be easy. Die Here het nie vir jou gesê, as jy na my toe kom, gee ek jou 'n Mercedes 280 en 'n lekker huis met 'n lekker view oor Mosselbaai. Daai goed kry jy eers as jy in die 60 is. En al hierdie goed nie. Hy het nie dit gesê nie. Hy het gesê die lewe is hard, maar ek gaan jou die vermoë gee om hierdie nikkerbol te kou en om te geniet. Ek gaan jou die vermoë gee. Ek sal jou 'n transforming masjien maak. As jy hom reg hanteer, gaan dit jou hoop op die saligheid vergroot. Wow. So, wat sit die Here die kant in? Die Here sit in hierdie kant in al die goeie wat na ons toe kom. So die vyand van ons siele kan rondhardloop en gaan by mekaar maak en hassles en aanslagte en al hierdie goed teen ons bring. Alles as jy dit reg hanteer, gaan dit in die masjien in en hoop kom aan die kant uit. Maar dit moet deur 'n proses gaan as jy die proses reg hanteer. Met ander woorde, my broeder en suster, wat in die lewe, ek wil die vraag so vra, what can go wrong? Hoor jy wat ek wil sê? What can go wrong? Maar weet jy waar kom die probleem, die oomblik wat die siel hierdie goed begin hanteer? Dan sal fout. Die oomblik, luister mooi, luister, ek wil jy moet verskriklik mooi luister. Want ek weet ek praat nie nou twak nie, al juk my neus die hele tyd, ek praat nie nonsens nie. Waar was ek nou? Ag, Jesou. Nou het ek te veel nonsens gepraat. Wat het ek nou gesê? Die oomblik wat die siel inkom, dan begin jy goed soos worry. En Jesus het gesê, herhaaldelik, moenie stres nie. Hy het dit by herhaling gesê. Moenie julle bekommer oor die dag van môre, moenie julle bekommer. Maar jy sien, die probleem is, my siel is in beheer. En siel wil nie hierdie goed, God se wy loop, die lang pad nie. Die siel soek die kort pad. En wat is sy kort pad? Hy los sy probleme op deur goed soos bekommernis. En hy kan dit nie eintlik oplos nie, maar weet jy wat doen hy? Hy maak jou siek. Hy maak jou siek. Deur worries en deur haat of naaiwer of noem baie ander goed. Offense, al hierdie goed is metodes van die siel wat hy agter wegkruip en die werking, die een wat op die einde van die dag suffer. In steede laat jy 'n groter hoop op jou salvation het, sit jy hierso en jy begin siek raak in jou liggaam. Is dit die waarheid? Is ja. So, kom ons kyk gou na nog 'n vertaling. Die EMTV. But we also rejoice, of ander woorde is glory of have joy, tribulations, afflictions, troubles, knowing that tribulation perfects, ek hou van daai woord, develops of perfects, perfects patience in us. Julle moet maar self lees wat daar is nie hakies staan, ek gaan nie alles lees nie. And patience produces proven character. Patience produces proven character of tested character, of 'n ander vertaling sê ripeness of character. Patience produces ripeness of character. Kan jy sien hoekom ons nie by volwasse seuns kan uitkom nie? Want ons jiphou die proses elke keer. As die hardship kom, dan hou ons dit teen iemand, in steede van hom vry te spreek. Of ons worry, of ons gebruik sielsmetodes, en solank as wat jy die siel gebruik, en die siel jou lewe bepaal, sal jy nooit as tot 'n volwasse seun kom nie. Vat my woord vir oggend, jy sal nooit daar uitkom nie. So we take the ways not of the spirit, but of the soul.
And proven character produces hope. Produces hope. Ons het nie meer, mense het nie meer, kinders van God, het nie meer die hoop op die saligheid en die volkome verlossing en om Jesus Christus weer te sien. Jy sien, ons hoop was altyd op 'n wegraping en op al hierdie goed. En nou begin ons sien, hey, maar Jesus kom dan nie. Hulle het dan gesê, hy kom in 88, waar is hy nou? Ons trek al in 25. En al hierdie goed begin hulle hoop wegvat en die liefde van die meeste mense verkoel en kinders van die Here is nie meer excited om Jesus te sien nie. Hulle is nie meer excited, die woord Maranatha, die opgewondenheid, Jesus kom weer, het verdwyn. Die message sê, we continue to shout our praise even when we're hemmed in with troubles because we know how troubles can develop passionate patience in us and how that patience, check hier so, in turn forges, ken jy die woord forge? Forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for what God will do next. Weet jy wat is virtue? Hou geraai vers daar asseblief, Amelia. Forges the tempered steel of virtue. Dis deeg. Nou onthou julle Petrus sê, in die pad van groei, voeg by die kennis die wat? Die deeg. Die deeg. Nie brooddeeg nie, die deeg. So hier's die verduidelikheid die proses. Hoe ons moet groei deur die een by die ander een te voeg. Hy sê, patience in turn forges. Dis ysterse goed in die vuur. Forges the tempered steel of virtue. Die NLT sê, problems and trials help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. Wow. Phillips, these very things will give us patient endurance. This in turn will develop a mature, tested character. And the character of this sort produces a steady hope. Nou, die BBE, ek het hom nou gehou vir laaste. But let us have joy in our troubles, in the knowledge that trouble gives us wat? Daar's die dinge van die siel en die gees. Ek gaan een of ander tyd met u praat, miskien volgende week oor die siel moet leer om te wag. Die siel moet leer om te wag. Dis baie moeilik vir die siel om te wag op God. Gives us the power of waiting, and waiting gives experience, and experience hope. So een van die goed in hierdie masjien van jou is die vermoë, the power of waiting. Jy weet, baie van ouens sê die ding, nee man, jy moet vir God iets doen man, jy kan nie hier sit en doodgaan en jy moet vir God iets doen. Dis wanneer jy Ismaels maak. Ons het dit al behandel, onthou jy? Dis wanneer ons Ismael skep, wat nie in die wil van God is nie. Hebreërs 6, want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. So het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Sê gou geduldig gewag. Ok, ek is amper klaar, sy laaste bladsy, want mense sweer by een wat meer is as die en die eed van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlik van sy raad wou toon, dit met die eed gewaarborg. Sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. Het julle dit gehoor iewers? En ons het dit, die hoop wat voorlê, hierdie ding wat die masjien generate, as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Jou siel
het 'n anker nodig. Jou siel kan nie in beheer wees nie. Your soul cannot call the shots. Your soul needs to be anchored. Waaraan is hy geanker? Aan hoop. Aan watter hoop? Waar? Tot agter die voorhangsel in die heerlikheid van God. Daar is jou siel geanker. Dis wat ons vanmôre gesing het. Be still and know that I am God. Dis moeilik vir die siel. Maar dit is wat jy met hom moet doen. Jakobus 5, laaste skrifgedeelte. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Jy sien, dis 'n geestelike prinsipel. As hy dit 2000 jaar gelede geskryf het, dan is die wederkoms van die Here naby. Maak nie saak wanneer in my en jou tydtafel nie, die wederkoms van die Here is naby. Jakobus het gesê hy's naby, hy's nog steeds naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. OK, ek wil 'n uitnodiging maak. En ek sal eerste staan, ek gee nie om nie. Wie wil vanmôre staan en by staan en sê, Here, vergewe my ongeduld. Leer my siel om te wag. Ja, julle weet. Ek weet, baie ouens is 'n druppende kraan. Bely daai goed vanoggend. Ons moet klaar kry met hierdie goed, want dit verniel ons destiny. Verseker. Here, leer my siel om te wag. Om te wag op wat? Op die instruksie van God se gees in my gees. Jy sien, as jy hierdie goed begin bid, you'll have to become a spirit man. Hallo, kan ek 'n amen kry? Ja, you'll have to become a spirit man. Jy kan nie meer dit uitchicken nie. Jy sal moet geestelik groei. Kom ons bid dit saam. Vader, baie dankie dat ons voor U kan staan. En ons wil vanmôre bely en erken, Here, daar's tye wat ongeduld ons omkrap en dit maak dat ons geestelik verloor. Gee ons vanmôre die krag om te wait, Here. Dit wat die krag van om te wag op God. Dit wat dit in ons werk, hierdie masjien wat ons almal is, om voor te bring 'n salige hoop. Deur alles wat met ons gebeur en ons pad langs kom, wat Delilah ook al mag doen, wat die wêreld mag doen, wat die vyand mag bring, Here, dat dit alles in hierdie masjien sal ingevoer word, deur die prosesse wat vir ons aan die ander kant 'n salige hoop uitgee. Versterk, laat dit ons hoop versterk in die wederkoms van Jesus Christus. Ons dankie in Jesus naam. Help ons, leer ons om te lewe soos volwasse seuns van God, wat 'n boodskap het in hierdie wêreld om uit te dra, Here. Dat ons nie sal leef vir die houms van ons siel nie, vir die begeertes van die siel en vir elke dingetjie wat hy, as hy huil en wat hy wil hê nie, maar dat ons sal leer om vir hom te sê, wat is jy onrustig in my, o my siel? Hoop op God, jou hoop is agter die voorhangsel vas. Dit is waar jy moet wees, om die stem van God te hoor. Ons dankie in Jesus naam. Begin ons herskep, Here. Begin ons minds vernuwe. Begin ons mense maak wat lewe na die Gees in Jesus naam. Ek wil vanmôre bid vir 'n geestelike opwekking in mense se harte. Here, vir 'n geestelike vernuwing van opgewondenheid oor wat Jesus Christus gaan doen. En ek dank U vir dit in die naam van die Here. Raak ons vanmôre aan bonatuurlik, Here, dat ons hierdie goed sal gryp in die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen.